As ons sonde met 'n berouvolle en opregte hart voor die Here bely, want dit is slegs God wat berou en opregtheid in ons harte kan werk deur sy Gees, weet dan kind van God dat jou sondes jou vergewe is. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons na U genadetroon kan kom. En Here, terwyl ons so as 'n gemeente en besoekers saam is, kom dra ons onsself aan U op. Here, ons erken dat ons U nodig het en voorwaar sonder U niks kan doen nie. En daarom gee U ook vir ons die riglyn van gebed. Soos U, o Christus, U disippels geleer het, so leer U ook vir ons. En dit gaan oor U as Vader wat in staat is om aan U kinders alles wat goed is te voorsien. En soos wat ons as menslike ouers vir ons kinders voorsien, en U dan as Hemelse Vader beter weet as ons, en U beter gawes gee, naamlik die Heilige Gees aan die wat U bid. Daarom erken ons, o Vader, dat ons deur die versoening van U Seun, die krag van U Heilige Gees benodig om U woord te kan verstaan en te kan uitleef. Ons het nodig dat die Heilige Gees ons begelei in ons hele lewe, terwyl ons dag vir dag U woord oordink om soos bome wat by waterstrome geplant is, vrugte te gee op ons tyd. Bid ons dan, Here, vir die uitbreiding van U koninkryk, mag dit in diepte vermeerder onder ons, in verstaan en in die uitleef daarvan, maar ook, Here, dat die koninkryk sal uitbrei in getalle. U leer vir ons in die woord dat die aarde sal vol word van die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. En U het vir ons verskeie instrumente gegee, sodat dit kan versprei. Ook die drukpers, soos wat ons dit uit die 15de en 16de, 17de eeue se werk van die monnike en die kloosters oorgegaan het in 'n drukpers, sodat ons vrylik boeke kan versprei, die woord kan druk en verkoop. Maar nou, Here, het ons dit nog gemakliker, deurdat U vir ons die internet gegee het en die media, en sosiale media en verskeie Bybelprogramme en begeleiding daarin om U woord te ken. Ons dank U daarvoor en ons bid dan dat dit sal versprei ook deur hierdie mediums tot in die uithoeke van die aarde. Maar U het mense geroep, die voete wat die goeie nuus verkondig, die geseënde voete wat die evangelie moet verkondig. En help vir ons om dan saam die boodskap van die evangelie aan ons kring van mense met wie ons skouers skuur, dat ons dit aan hulle sal deel. Die mense rondom ons, ons vriende, ons familie, ons kollegas en ons bure. Ons bid dan, Here, dat ons vrymoedigheid sal hê en die skoene van die bereidheid van die evangelie van vrede sal aan hê om ons te begelei om sodoende die boodskap in 'n verloregaande wêreld in te vat. Ons bid, Here, dat U dan ook vir ons harte sal rig en buig, sodat ons ooreenkomstig die gebooie van die koninkryk sal wandel, waar ons van nature in ons vlees ons eie menslike begeertes het en ons eie rigting wil stap, soos skape wat wil afdwaal, is U die een wat vir ons as herder terugbring en ons terug laat keer na U kudde toe. En so bid ons dan, Here, dat U elke menslike wil sal buig, beginnende by ons as gemeente, Christendom in Suid-Afrika en om die wêreld, maar ook, Here, leer U vir ons om te bid vir konings en hooggeplaastes, ook dat hulle wil omgebuig word, om te handel ooreenkomstig U wil, omdat U hulle aangestel het as U diensknegte, om die wat goed doen te beloon en die wat sleg doen te straf. Bid ons vir Godvreesende leierskap ook in ons land. Ons bid, Here, dat U ons sal voorsien aan ons daaglikse behoeftes ook. Ons het nodig om daagliks voorsien te word, om in ons daaglikse
verantwoordelikhede, dat ons dit kan nakom, ons rekeninge kan betaal, dat ons goeie rentmeesters kan wees van die finansies wat U aan ons verskaf en ook U deel vir U gee, soos U ook uitstippel in U woord. Ons bid dan ook, Here, dat U ons sal bewaar, want ons het 'n sielevyand wat in al ons geestelike stryd ons wil ondermyn, en jou sielevyand, die duiwel, werk met sy strategieë en gebruik die wêreld en gebruik die oorblyfsel van die sonde wat nog in ons is. En vra ons, Here, dat U ons sal beskerm en bewaar. Dankie vir Christus wat al hierdie dinge vir ons moontlik gemaak het. Dat U hom gestuur het om mens te kom word. En daarom is die bose dan juis in hierdie tyd gefokus om 'n afbreek te maak aan die boodskap van Kersfees, die boodskap van Christus se menswording. En ons dank U, Here, dat U dit in ons gemoed bevestig en anker, sodat ons tot groot lof en eer en heerlikheid van U naam U kan prys en as dankbare mense kan leef, sodat die wêreld ook kan sien dat ons U kinders is. Ons bid vir elkeen wat in hierdie tyd deur moeilike omstandighede gaan, vir hulle wat in die hospitale is, vir hulle wat siek is, of vir hulle wat deur geweldige krisisse gaan. Ons dra elkeen aan U op en vra dat U ook die goddelike doel daar sal bereik, omdat U in U woord vir ons die versekering gee, dat alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet, vir hulle wat volgens die voorneme geroep is, dat selfs die dood ons nie kan skei van U liefde nie. En bid ons dan, Here, dat U elkeen van ons in groot seën sal kom besoek en ons harte laat oorvloei van dankbaarheid, en sodoende, Here, U naam verheerlik, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons skriflesing kom uit Jesaja hoofstuk 7. Jesaja hoofstuk 7. Ons gaan daar 'n paar verse saam lees. Vers 10 tot 16. En die Here het verder met Agas gespreek en gesê, eis vir jou 'n teken van die Here, jou God, sak diep af na die doderyk of klim hoog op boontoe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die Here nie versoek nie. Toe sê hy, luister tog, o huis van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hom Immanuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet, as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is, want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is, verlate wees. Ons fokusgedeelte is in Jesaja en 'n parallelle gedeelte vind ons ook in Matteus 1, die vervulling daarvan. Jesaja 7 vers 14, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Matteus 1 vers 21 tot 23, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Die tema van ons boodskap, God het vir ons verlossing gestuur deur sy seun, leef in dankbaarheid. God het vir ons verlossing gestuur deur sy seun, leef in dankbaarheid. Nou, vroeër jare het die tydskrifte veral in hierdie tyd artikels ingesit waar daar gewoonlik gepraat word oor hoe die Christen fees van Kersfees heidense oorspronge het ensovoorts ensovoorts. En so dan het jy dit voortdurend gekry. Ek weet nie eers eintlik meer deesdae wat by tydskrifte aangaan nie. Want alles is op sosiale media. En so ons kry ons inligting daardeur, en nou is daar 'n manier wat die sosiale media, as jy op die verskillende platforms werk, dan kyk die
AI, hoe jy nou besig is om watse plekke jy besoek op die platform, en dan kies hy dit vir jou, om jou geïnteresseerd te hou, sodat jy kan bly lees. So as jy begin karring op plekke waar daar snaakse dinge is, dan gewoonlik is dit snaakse dinge wat jy die hele tyd op jou platform kry. En so wanneer jy dan mense wat platforms het, wat gesonde geestelike lering kry, dan kry jy gewoonlik meestal, nie altyd nie, kry jy dan daardie gesonde lering. En so hang dit dan ook af van persoon tot persoon, wat u sal vir my sê, dis nou nie tipe van kritiek wat ek op my sosiale media platform kry nie. So daarom, sommige van u sal dit sien, sommige van u sal dit dalk nie so beleef nie. Maar daar's elke keer, en veral ook op die televisie, die skottel, is daar verskeie van die dokumentêre, wat dan nou vir jou kom sê, dit is onmoontlik dat hierdie dinge so kon gebeur het, en dat Jesus dit of dat kon gedoen, en dan staan dokumentêre om afbreek te maak aan die boodskap van die Bybel, die boodskap van Kersfees, God se seun wat gestuur is. En een van daardie dinge wat elke keer kop uitsteek, is die verklaring van Jesaja hoofstuk 7, wat dan gekoppel is, soos ons sien in ons fokusgedeeltes, aan die vervulling wat Christus gebring het. En so die sosiale media of artikels, selfs koerante, het baie keer hierdie artikels en wil dan vir mense, eintlik soek hulle sensasie, en wat hulle nie weet nie is, dit breek eintlik dan hulle geloofwaardigheid af, en mense wil al minder en minder daardie tydskrifte of daardie koerante lees. Maar daar is predikante en professore wat jaar in en jaar uit bereid is om na vore te tree en die afbreekwerk te doen. En so daarom is dit nodig, Johannes Calvin het gesê, ten minste as 'n man aangeval word, dan kom sy hond, en sy hond blaf daarom ten minste, en probeer sy eienaar beskerm. En Calvin het gesê, ek sou 'n lafaard wees as ek sien hoe my Heer dan aangeval word, en ek nie tot die verdediging kom nie. Want ons kom tot die verdediging met antwoorde uit die skrif uit. En dit is nie asof God ons beskerming nodig het nie, maar ons moenie ons skaam vir God en sy woord nie. So wat ek vanmôre wil doen is, ek wil hê ons moet gaan kyk na Jesaja hoofstuk 7, en eintlik die breër prentjie van Jesaja, sodat wanneer jy, of miskien het jy al hierdie tipe van kritiek gelees, dit te ruste gelê kan word, sodat jy kan weet, wat is die verklaring van wat Jesaja sê, en hoe skakel dit in by die Nuwe Testament, sodat as ons die antwoord daarvoor het, ons gemoed vertroosting kan ontvang, ons harte weer vervul word met blydskap, oorloop, en ons lewens inrig in dankbaarheid. So dis die doel van vandag se boodskap. So om Jesaja hoofstuk 7 te kan verstaan, gaan ons moet kyk vroeër in Jesaja, net kortweg, hierdie is net oorsigtelik, en dan gaan ons verder kyk na Jesaja hoofstuk 8 en hoofstuk 9, net sulke brokkies vir ons om 'n geheel prentjie te kry, en dan spring ons van Jesaja af 700 jaar later na Matteus, en kyk na die profesie, en hoekom daar deur Matteus gesê word, dit is dan wat vervul is in hierdie profesie. So vir diegene wat hier was met gelofte diens, ons het gepraat oor Usia, koning Usia, wat wapens van massavernietiging gemaak het, en wat vrede in Israel bewerkstellig het, veral Judea, en dat die groot nasies selfs bang was om Judea en Jerusalem in hierdie tyd aan te val. En so, koning Usia was nie 'n volmaakte koning nie, hy het ook gestruikel en hy het geval, maar hy was oor die algemeen 'n goeie koning, en daar was vrede in sy tyd gewees. In die jaar dat
koning Usia gesterf het, want hy het 52 jaar het hy geregeer. 52 jaar was 'n blomtydperk gewees in Juda se geskiedenis. Toe hy sterf, in daardie sterfjaar, roep die Here die profeet Jesaja. Almal was bekommerd. Daar was hierdie gedagte gewees van, wat gaan nou van ons word, want ons het 'n goeie koning gehad, ons het 'n koning gehad wat in staat is om ons te verdedig, 'n koning wat in staat is om die weermagte so te mobiliseer, dat ons massa-effektiwiteit het, en hulle was veilig gewees. Nou, wie gaan nou dan, die koning se seun was Jotam gewees, koning Jotam, en gaan hy sy pa se skoene kan volstaan. En dit was miskien ook die jong profeet Jesaja se vrees, want Jesaja hoofstuk 6, die hoofstuk voor hoofstuk 7, word dan nou vir ons gesê dat Jesaja geroep is as profeet. En die Here gee vir Jesaja 'n boodskap. Hy sê, ek stuur jou, en hoe meer jy preek, hoe harder gaan hierdie volk word, totdat hulle harte so vet is vir die oordeel. Elke leraar wil graag 'n leraar wees waar hy in sy gemeente die woord van die Here bring, dit verdiep hulle, dit geestelik bou dit hulle op en dit versterk hulle en groei en groei en groei en sodoende dat jy dan sterf en die stokkie kan aangee aan 'n ander betroubare leraar. Dis die idilliese gedagte. Maar ons sien met baie van die profete, hulle het op die einde opgeëindig, iemand het hulle doodgemaak. So dit was nie 'n idilliese situasie gewees nie. En Jesaja se roeping was nie idillies nie, want die Here sê, Jesaja, hoe meer jy preek, hoe meer afvallig gaan die volk word. Jy gaan vir hulle die waarheid gee en hulle gaan net eenvoudig al minder verstaan en al minder verstaan en al minder verstaan, totdat hulle glad nie verstaan en nie wil verstaan nie, en op die ou einde, dan het hulle beker vol geword en God gaan hulle oordeel. Sien daar, Jesaja, daar is jou roeping. 'n verskriklike roeping. En Jesaja hoofstuk 7 gee dan hierdie roeping, gee die Here, want ons hou gewoonlik op by die woorde van die Here, wie sal ek stuur en wie sal ons vir ons gaan? En Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my. En dan sê die Here vir hom, om te preek, totdat hulle harte vet geword het vir die oordeel. Hoe het hierdie vetwording, hierdie verharding van die volk nou gevorder? En dis waar ons inkom by hoofstuk 7. Jesaja 6 is in die sterfjaar van koning Usia. Koning Jotam het 16 jaar geregeer in Jerusalem. Op 'n ander plek lees ons, en in die 20ste jaar van koning Jotam. Hoe kan jy 16 jaar regeer, maar in die 20ste jaar? Die eenvoudige verklaring daarvan is, dat op 'n sekere stadium het 'n koning dan sy seun saam met hom laat regeer. En so koning Jotam het sy seun, toe hy 16 jaar geregeer het, het hy sy seun aan sy regterhand laat sit, en sy seun het saam met hom regeer die laaste 4 jaar. En so, die alleenheerskappy van Jotam was 16 jaar, die same heerskappy was 4 jaar, en sy totale heerskappy was dan 20 jaar gewees. En Agas, die seun van Jotam, het oorgevat, dit beteken meer as 20 jaar het nou al verbygegaan. So nou steek ons die barometer in, nou steek ons die toetsstafie, steek ons nou daarin om te kyk, wat het nou gebeur in Israel se geskiedenis, van hoofstuk 6 tot hoofstuk 7 spring 20 jaar, van die sterfjaar van koning Usia tot die alleenheerskappy van koning Agas. 20 jaar. Hoe verhard het Juda in die tyd onder die prediking van Jesaja die profeet gekom? Wel, daar was 'n krisis gewees. 'n baie groot krisis. En dit was die feit gewees dat koning Peka van Israel het 'n sameswering met koning Resen van die Arameërs teen Juda gemaak.
En so nou koning Agas, hierdie koning waarvan ons in hoofstuk 7 waaroor die boodskap gaan, en ons sal bietjie net nou verder daarna kyk. Hy was in die moeilikheid, in groot moeilikheid gewees, want die noordelike ryk trek teen hom op met die mag van die Arameërs. Damaskus, die hoofstad van Aram, die koning van Damaskus, trek saam met Israel, Resen, en hulle omsingel Jerusalem. Maar as ons na die geskiedenis van Agas kyk, dan sien ons hierdie was deel van 'n lang string probleme wat Agas gehad het. Want 2 Konings 15 vers 37, in die dae het die Here Resen, die koning van Aram, en Pekka, die seun van Remalia, teen Juda begin stuur. 2 Kronieke 18 vanaf vers 16 en verder, in dieselfde tyd het koning Agas na die konings van Assirië gestuur dat hulle hom moet help. So hy het alliansies gevorm, terwyl die Here alreeds in Moses se tyd gesê het, julle gaan nie alliansies met heidense konings aan nie. Ek sal vir julle beskerm, ek sal julle deurdra. Maar Agas luister nie, hy gaan maak alliansies met die koning van Assirië. En Assirië is verder noord as Aram. En so daardie koninkryk, help my teen die konings wat hier tussen my is. So 2 Kronieke 28 sê vir ons verder, bovendien het ook die Edomiete gekom en Juda verslaan en gevangenes weggevoer. Ook die Filistyne het plundertogte onderneem teen die stede van die Laagveld in die suidland van Juda en hulle ingeneem, Bet-Semes en Ajalon en Gederot en Sogom met sy onderhorige plekke en Timna met sy onderhorige plekke en Gimso en sy onderhorige plekke en daarin gaan woon. Want die Here het Juda verneder terwille van Agas, die koning van Israel, omdat hy losbandigheid in Juda bevorder en gedurig ontrou teen die Here gehandel het. En Tiglat-Pileser, die koning van Assirië, het hom oorval en hom in benoudheid gebring en hom nie gehelp nie. Want Agas het die huis van die Here en die huis van die koning van die owerste geplunder en dit aan die koning van Assirië gegee, sonder dat dit hom tot hulp was. Selfs in die tyd toe hulle hom in benoudheid gebring het, het hy hom nog meer ontrou teen die Here begaan, dieselfde koning Agas, en hy het geoffer aan die gode van Damaskus wat hom verslaan het, en hy het gedink, die gode van die konings van Aram help hulle, ek sal aan hulle offer, dat hulle my kan help, maar juis hulle het hom en die hele Israel tot 'n val gebring. So, koning Agas, sodat die kinders dit sal verstaan, was in vet moeilikheid gewees. Hy was in groot moeilikheid, want hy het teen die Here gerebelleer. En hy het hierdie 2 konings gehad, Resen en Pekka, wat teen hom nou omsingel het. Maar voor dit het die Edomiete hulle verslaan en 'n klomp mense weggevat. En voor dit het die Filistyne ook vir Juda verslaan. So hulle het nederlaag op nederlaag gehad en die Here het hulle deur hierdie benoudheid wou terugroep na hom toe. En Agas sê, ek sal nie die Here dien nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Agas is in 'n totale staat van hy kan niks doen nie. Hy's 'n totale onvermoë om enige iets te kan doen. En hier is hierdie vyand wat rondom die mure van Jerusalem is. Daar's nie 'n toekoms vir Agas nie. En ten spyte daarvan stap Jesaja die profeet in die koning se koningssaal in en sê vir die koning, koning, ek het 'n boodskap van die Here vir jou. Hierdie konings wat teen jou opstaan, hulle wil jou van jou troon afruk. En dit is, as ons die breër geskiedenis van die skrif sien, wou hulle Resen en Pekka wou 'n koning daarstel wat gehoorsaam is aan hulle en ontslaa raak van Agas.
En Jesaja sê, nie ter wille van jou nie, maar ter wille van Dawid, jou vader, voorvader. Ter wille van hom, gaan die Here jou help. En hy gaan hierdie volk help. Kies vir jou 'n teken. Kies vir jou 'n teken, sodat jy kan weet dat die Here jou hierdie teken in vervulling sal laat bring, sodat hy jou kan wys, hy gaan jou help in hierdie omstandighede. So toe vra Jesaja vir hom, sê, wat se teken? En hy sê, moet dit nie sommer net 'n maklike teken maak nie. Gaan diep tot in die doderyk, of klim hoog op. So enige iets tussen dit, iets groots, vra vir die Here 'n teken, en hy sal dit vir jou gee. En daar sit koning Agas op sy troon, en hy sê, dankie maar nee, dankie. Jy weet, ek wil nou nie die Here versoek nie. En ons sien aan Jesaja se reaksie, dat dit het nie goed afgegaan nie, want dit was 'n uitdaging. As koning Agas 'n teken gevra het en die Here help hom uit, dan sou dit beteken dat hy moes die Here eer na die oorwinning. En hy wou dit nie doen nie. Hy het gesê, ek sal dit nie doen. En daarom wil ek nie 'n teken hê nie. Daarom wil ek nie sogenaamd die Here versoek nie. En Jesaja sê, maar dan gaan die Here self vir jou 'n teken gee. Dat daar gaan 'n jong vrou wees, 'n maagd. Ons Bybel vertaal dit met maagd. Die woord wat gebruik word in die Hebreëus is die Hebreëse woord Alma, wat jong vrou beteken. En die term jong vrou kan maagd beteken, maar ook 'n getroude vrou. Ons kry beide die woorde Alma, kry ons in die Ou Testament, Hebreëse Ou Testament, wat gebruik word. En nie spesifiek soseer die woord vir maagd nie. Die Hebreëse woord vir maag is Betula. En Betula word nie hier gebruik nie. So nou kom van die tydskrifte en hierdie mense, nou gaan hulle na ortodokse Joodse rabbies toe en sê, kyk, die Christene vat hierdie gedeelte en hulle verklaar dit met betrekking tot 'n teken wat aan Agas gegee is, en hulle sê dit is Jesus. Nou wat sê julle? En dan kom die Hebreëse skoliere, die Joodse, ortodokse Joodse verklaarders, en hulle sê, maar hierdie profesie, kyk wat sê hierdie profesie, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, die maagd sal swanger word, of dan die jong vrou sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet, en as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is, want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is, verlate wees. En dan sê hulle, wat help dit dat koning Agas 'n teken ontvang, en nou word daar vir koning Agas gesê, moenie bekommerd wees nie, oor 700 jaar gaan iemand gebore word. Dis geen verlossing vir sy tyd nie. En so hulle het 'n punt beet, want daar's 'n dubbel verklaring, 'n dubbele vervulling, nie verklaring nie, 'n dubbele vervulling vir die profesie, en ek sal net nou vir u wys, dat ons reg oor die skrif kry ons verskeie dubbel vervullings, 'n kleiner vervulling en 'n groot vervulling. So die kleiner vervulling, daar sal 'n jong vrou wees, dit is nie die wonder van die kleiner vervulling nie, sy sal 'n seun baar, dis nie 'n iets besonders nie, maar voordat hierdie kind die ouderdom bereik waar die kind tussen reg en verkeerd kan onderskei, sal die 2 konings vir wie hy bang is, wie is dit? Dis Resen en Pekah, wat hom nou omsingel. Hulle weermagte is om die stad. Het die stad omsingel. Sal hierdie 2 konings
sal dan nie meer daar wees nie. En as ons nou die getalle gaan kyk na wat hier gebeur het, die Here het op die ou end vervulling gegee en uitkoms gegee vir Juda op hierdie stadium. En koning Agas, wat dan in sy tydperk geregeer het, 2 Konings 15 vers 27 sê, Peka het 20 jaar in Israel geregeer, in die 17de jaar het hy teen Agas opgetrek. Peka het 20 jaar in die noordelike ryk geregeer, in sy 17de jaar. So nou, die kinders, as jy die Bybel wil ken, moet jy jou wiskunde ken, en jy moet weet, om 20 te vat en 17 daarvan af te trek, dan kry jy 3. So dit was 3 jaar na hierdie profesie gegee is, dat ten minste een van die konings vir wie Agas bang was, nie meer daar was nie. En so 3 jaar later is die Immanuel teken vervul. Daar is 'n kind gebore, die kind was nog skaars 3 jaar oud gewees, en toe is hierdie profesie vervul. Reg, so dit is die aanvanklike vervulling, maar hoe is dit dat Matteus dan hierdie profesie neem en dit op Jesus toepas, 700 jaar later? Want dis die kritiek wat ek en jy mee te doen het, wanneer ons die tydskrif neem, of die sosiale media plasing lees, en dan word hierdie dinge gesê. So daar's die profesie, daar's die vervulling, einde van die storie. Maar mense gaan nie verder en kyk hoe ontvou daar 'n groter verwagting van iets verder meer as die jong vrou wat geboorte gegee het aan 'n kind, wat dan voordat hy onderskeidingsvermoë gehad het, Peka en Resen dan van hulle trone afgeruk is, doodgemaak is, en hulle nie meer verder vir Agas iets is waarvoor hy nodig het om te vrees nie. Die profesie was in Agas gegee vir sy tyd, maar 'n vervulling vir 'n groter vervulling vir ons tyd, en dis waar die verskil lê, dat mense dit nie raak sien nie. Ons sien oralste oor, sien ons gedeeltes in die Ou Testament wat dadelik in hulle konteks en hulle milieu vervul is, maar in 'n groter mate in die Nuwe Testament vervul is. Soos byvoorbeeld selfs iets soos Noag het 'n ark gebou, want die Here het gesê hy gaan 'n wêreldwye vloed stuur. En Noag het die ark gebou, dit was 'n letterlike, fisiese ark gewees, en die Here het hulle gespaar soos hy gesê het, hulle het uit die ark uitgegaan. Maar wat ons deur die ark leer, is dat die ark 'n tipering is van 'n groter realiteit, en Petrus sê dit vir ons, 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eerstyds ongehoorsaam was toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het, in die dae van Noag, terwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. En so die uiteinde van wat Petrus dan hier vir ons sê is, dat Christus is die vervulling van die ark. Hy is soos 'n ark waarin ons invlug, en die oordeel kom oor die mensdom, en ons ontvlug omdat ons in Christus is. Christus is die groter vervulling. En so kry ons dit reg deur die skrif. Ons kry die profeseë aangaande die volk Israel. En die Here sê in Hosea, uit Egipte het ek my volk geroep. En dit is natuurlik deur Moses het die Here sy volk uit Egipte geroep. Maar Israel en die roeping uit Egipte, 'n werklike historiese gebeurtenis, was ook 'n dieper geestelike realiteit van dat Christus die ware Israel is.
En daarom die profesie, uit Egipte het ek my seun geroep, nadat Josef en Maria vir Jesus weggeneem het, nadat hulle gehoor het, Herodes wil die kindjie doodmaak, het hulle uit Bethlehem uitgevlug, hulle het Egipte toe gegaan. Herodes se manne het al die kinders onder 2 jaar doodgemaak in Bethlehem, terwyl Jesus, Maria en Josef veilig in Egipte was. En toe hoor Josef van die engel, dat hy sê, die wat die lewe van die kindjie soek is dood, julle kan nou maar terugkeer. En dis die vervulling van uit Egipte het ek my seun geroep. Hosea praat van Israel. Matteus 2 praat van die groter vervulling van die werklike Israel, Jesus Christus, want die Israel van die Ou Testament kon nie vir hulle self en vir die kerk verlossing bring nie. Maar die groter Israel, Christus, het vir die Ou Testamentiese sowel as die Nuwe Testamentiese heiliges saligheid bewerkstellig, vervulling gebring. En so was daar 'n kind wat gebore sou word in Agas se tyd, en dan voordat hy kon weet wat reg en verkeerd is, daardie kind, voor hy daai ouderdom bereik het, sou hierdie 2 konings dood wees. Hulle sou nie meer vir Agas gepla het nie, en wat toe in werklikheid in vervulling gekom het. Maar nou is daar na daardie tydperk profesieë wat aangaan asof die kind nog nie gebore is nie. Wat vir ons wys, dis 'n klein profesie wat in daardie tyd in vervulling gekom is, en die verwagting het aangehou onder die volk dat daar een gebore sou word, maar wat veel groter sou wees. 150 jaar voor Jesus is die Bybel vanuit die Hebreëus in die Grieks in oorvertaal. 150 jaar voor Jesus se koms. So dit was nie Christene wat die oorvertaling, die vertaling van die Hebreëse Ou Testament na die Griekse Ou Testament, die Septuagint, enigstens 'n vinger daarin gehad het nie. En is interessant dat die Hebreëse woord wat daar gebruik word, Alma, vir jong vrou, vertaal hulle met die woord Parthenon, wat maagd beteken, nie net jong vrou nie, maar maagd beteken. En dis hoekom dit duidelik is dat die mense, dat die Jode en Joodse geleerdes 150 jaar voor die koms van Christus geweet het, daar is 'n groter vervulling van hierdie profesie van Jesaja hoofstuk 7. En hulle vertaal dit met Parthenon, en dis hoekom ons Bybel dan in die woord Alma, wat 'n jong vrou of 'n maagd kan beteken, die woord maagd as gevolg van die feit dat daar 'n groter vervulling in fokus is. Daarom is dit reg vir ons Afrikaanse Bybel om die woord maagd te gebruik. Natuurlik moet dit gesien word as 'n jong vrou in die tyd van Agas, maar dis nie die hooffokus nie. Ons sien die hooffokus beweeg aan na die koms van een wat veel groter is. Hoe weet ons dit? En ek het vir u gesê, ek sal kyk na Jesaja hoofstuk 8, ek gaan dit oorslaan en dadelik na Jesaja hoofstuk 9 kom. En in Jesaja hoofstuk 9 lees ons hierdie woorde, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk, deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. En dit wat Jesaja hier sê, sluit aan by die messiaanse psalms, dat een gebore sou word op die troon van Dawid, en sy heerskappy sal tot in alle ewigheid wees. En die mense wat Jesaja gelees het, die Jode wat Jesaja gelees het, het geweet dat hierdie vervulling kom by een wat veel groter is as die kind gebore in die tyd van koning Agas.
Die maagd sal swanger word, 'n seun baar, en hy sal Immanuel genoem word, en hy sal vir ons verlossing bring. Want daardie kind kan nie sterke God wees nie, maar die een wat in die Nuwe Testament vir ons gebore is, Jesus Christus, ware God, ware mens, soos dit vanoggend deur die geloofsbelijdenis van Athanasius gesien, en verskeie plekke word dit vir ons duidelik uitgelig, dat Jesus gesê het, ek is voor Abraham. Voor Abraham was, is ek. En so verskeie gedeeltes, Johannes getuig van hom, dat die heerlikheid van God het onder ons kom woon. Maar hy is die woord, en die woord was in die begin by God, en die woord self was God. God en mens. Waarlik God het waarlik mens kom word. So kind van God, die kort en die lang daarvan is dat Jesaja hoofstuk 7, ja, as jy lees, dit het 'n profetiese milieu, 'n konteks vir daardie tyd, maar 'n veel groter konteks vir my en jou, dat ons Here Jesus Christus die vervulling is van Jesaja hoofstuk 7, wat daardie kind nie kon wees nie. En die verwagting is geskep, en soos ons Jesaja verder lees, word die voorbereiding vir die koms van die Messias deur 'n stem wat uitroep in die wildernis, berei die weg van Jahwe of Jehovah. Wie is dit? Dis Johannes die Doper. Berei die weg vir wie? Jesus. So Jesus is wie? Jahwe, Jehovah van die Ou Testament, die verbondsgod. Hy is die enigste een wat die profesie kan vervul. En so daar die verwagting is in Jesaja, die mense het dit voor die tyd gesnap, toe Jesus kom en die oorgrote meerderheid van die Judaiseerders verwerp hom, ewe skielik vertaal hulle dit en verklaar hulle dit, nee, dit het niks te doen met Jesus, dit het niks te doen met die Messias nie. Hulle wil nie hê dit moet daarmee te doen hê nie, want hulle hart is vet gevoer vir die oordeel, en hulle het in Jesus se tyd dieselfde opgetree, en Jesus het in Matteus hoofstuk 13 by die boodskap van die saaier, met die gelykenis van die saaier gesê, presies hierdie woorde wat die Here vir Jesaja hoofstuk 6 gesê het, dat jy sal preek en hulle ore sal vet word, hulle sal nie luister nie, hulle sal verhard wees, en ek hulle nie genees, en ek hulle op die ou einde oordeel. En Jesus het dit ervaar, en Paulus het dit ervaar, en hy sê daar's 'n sluier wat oor hulle oë getrek is, en hy verwyd hulle daarvoor. Die heel laaste hoofstuk in Handelinge hoofstuk 28, verwyd die apostel Paulus die Judaiseerders se ongeloof, en hy gebruik Jesaja hoofstuk 6 as 'n profesie. So kind van God, ons het nou hierdie antwoord helder en duidelik. Ons Here Jesus Christus is die vervulling van Jesaja hoofstuk 7. So moet jou nie verder bekommer as jy hierdie sosiale media, daar's baie ander redenasies ook. En soos wat hulle opduik, so sal ons hulle in die vervolg, as die Here ons spaar, die volgende Kersfeeste sal ons kyk daarna om ons gees op te lig en te weet, Jesus Christus ons Here, ware God, ware mens, in tyd gebore, sodat hy vir my en jou sondes kon sterf, gelei, gesterf, begrawe, maar sy liggaam is nie in die graf gelaat om verderwing te sien nie. Hy het die dood oorwin, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy is my en jou advokaat, ons prokureur, ons middelaar. Hy is die een wat voorspraak vir ons doen. En daarom het ons nie nodig om te vrees nie. So kind van God, laat hierdie vrese vir kritiek teenoor ons Here Jesus Christus, laat dit vaar, want dit is ongegrond. Ons het die vaste woord van God. En Johannes skryf ook aan 'n gemeente wat in bekommernis was oor dwaling, en hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge sê ek, soos wat Johannes gesê het, om dit te herstel, dat ons Here Jesus Christus die ware saligmaker is, sodat jou bekommernis kan wegspoel, sodat jy kan weet, die Here kom en hy vereis dan van jou. Hy sê, ek het vir jou verlossing gegee.
Maar ek het jou ook 'n middel gegee hoe jy tot my dankbaarheid kan leef, hoe jy jou dankbaarheid teenoor my kan bewys. En dit is sy gebooie. En wanneer ons die gebooie van die Here dan oortree, dan sê hy, bekeer jou, kom na my toe. Ek sal jou was, ek sal jou in die regte rigting, ek sal jou op die regte weë, sal ek jou lei. En dis hoe ons in dankbaarheid teenoor die Here leef. Luister na die gebooie van die Here, gehoorsaam dit, en sodoende bewys ons dankbaarheid aan die Here. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dank U vir die heerlike boodskap van die evangelie, dat U ons vanmôre weer kom versterk het, weer ons kom herinner het, dat Jesus Christus, U Seun, wat van alle ewigheid die Seun van God is, in tyd mens kom word het. Dankie vir die versterking van ons geloof. Dankie vir die vreugde wat ons harte oorspoel, wanneer ons die heerlike boodskap van die evangelie weer hoor. Ons het 'n lewende verlosser, wat in die hemel, aan die regterhand van die Vader is, wat nou besig is om vir ons in te tree, deur wie ons die toegang tot die ewige heerlikheid ontvang, wanneer ons sterf, of wanneer Christus weer terugkeer, en ons in daardie ewige heerlikheid saam met U kan leef. Hy, Immanuel, was saam met ons, en U is deur U Gees nog steeds saam met ons, maar U gaan ons neem na waar U is, en vir altyd in U teenwoordigheid. En laat ons harte dan soos 'n vloedgolf, soos 'n tsunami oorspoel word met dankbaarheid en blydskap, sodat ons hierdie Kersfees in blydskap en dankbaarheid kan vier. En help ons om te leef ooreenkomstig U gebooie, sodat ons dankbaarheid weer teenoor U kan betoon vir wat U vir ons gedoen het. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het nie nou